Ek dink ek het laas tot by vers 10 gekom, en die hoofstuk is besig om my 'n bietjie te potjie. Dankie vir julle geduld. So, ek het gisteraand, toe ek nou bietjie wakker gelê het, wat 'n baie ongewone ding is vir my, maar ek dink dit het toe nou 'n goeie doel gedien, het ek nogal in hierdie gedeelte gedink, en vanoggend ook, toe ek weer hierdeur gegaan het, hier's interessante dinge, wat ek net half julle bietjie wil laat aandink in hierdie gedeelte. So, ek gaan lees vanaf vers 6. So ons begin dan waar die vrou na die woestyn toe vlug, en die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lank, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel, en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, in die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Het ons hierdie 2 verse laas gedoen, julle? 11 en 12. Dit was mos by 13 begin. Okay, Ek het hier by 10. By 10, ek dink ek het verkeerd op die recording, dis wat ek het hom verkeerd gesave, in elk geval, ons sal by 11 begin. Dan 13, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het, maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na 'n plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bekwater soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U ons hierdie geleentheid gee, dat ons by mekaar mag wees. Dankie dat ons ook mag weet dat dit U is wat alle dinge bepaal, dat ons ook hier 'n beskrywing gelees het van dit waarmee U besig is en was, en dat ons mag weet dat dit ook vir ons tot troos dien. Ons vra dat U sal gee dat ons met die nodige insig ook die res van hierdie gedeelte sal behandel. Baie dankie dat ons mag weet dat ons veilig is van hierdie draak en van sy aanslag. Gee dat ons ook versigtig sal lewe, en dat ons ook so sal lewe dat ons ook gelei deur U Gees sal doen wat ons moet doen tot eer van U naam. Ons bid en vra hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Goed, so ons begin het met hoofstuk 12, 'n tye en 'n halwe tyd gelede trend, het ek gesê dat 'n mens sien hier sal basies weer die hele prent of spektrum van die hele skepping in hierdie gedeelte, en dat myns insiens tot in 'n mate hierdie hoofstuk 'n opsomming is 'n evangelie op sy eie, maar dan ook tot in 'n mate 'n opsomming is van die boek van Openbaring. Goed, dan is hierso nou natuurlik dit wat hier staan, maar wat ek toe nou besef het is dat mense 'n paar interessante dinge ook kan aflei uit dit wat hier staan, en dis wat ek nou van die dinge wat ek vanoggend toe nou raak gelees het en aangedink het toe ek deur die teks gewerk het, deur die teks gelees het. Nou, weer eens, dit gaan nou saaklik dien as maar vir interessantheid, maar ek dink ook natuurlik moet 'n mens bietjie verder beweeg as dit waaraan ons gewoond is.
baie welkom om van my te verskil, maar ek gaan ook daarom niks opspraakwekkends hierso kwytraak nie. Goed, so net weer ter inleiding, ons het gepraat oor die Satan wat uit die hemel uitgewerp is en alles, en hoe hy nou op die aarde is, en dan by vers 11 net, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Okay, so dit is dan hulle wat deur hierdie slang en Satan aangekla is, aangeval is, maar dan praat mens hierso van die hele verloop van die geskiedenis. En dit lei nou in dit wat ek vanoggend nou vir die eerste keer aan gedink het. Mens, daar's 'n baie interessante onderskeid wat 'n mens kan gaan maak tussen die kerk van die Ou Testament en die kerk van die Nuwe Testament. En dit weet ons. En ons weet dat daar verskriklik baie aaneenlopende dinge is, waar die kerk bly die kerk. Natuurlik ten spyte van ook die verskille bly die kerk, maar die kerk in die Ou Testament dan ook met dit wat hier in die hemel afspeel en wat ek laas moontlik tot vervelings toe oor gepraat het, die uitwerp van die Satan uit die hemel, die klaande stem wat in die hemel is uitgewerp en nou is hy op die aarde. En ons gaan by vers 12 gaan ons sien dat die hele gedagte word ook in vers 12 ondersteun. Maar die Ou Testamentiese kerk is nie vervolg nie. Het julle al ooit daaraan gedink? My vanoggend getref. So die Ou Testamentiese kerk is nie vervolg nie. Die Nuwe Testamentiese kerk word vervolg. Hoekom sê ek dit? Die Ou Testamentiese kerk het 'n fisiese plek in 'n fisiese land, fisies op aarde gehad, en hulle het 'n roeping gehad vanuit daardie plek. En hulle roeping vanuit daardie plek was om die evangelie, die kennis van God oor die aarde te verkondig. Weereens dink mens terug aan Salomo, die voorbeeld wat ek altyd gebruik, hoe effektief Salomo oor die hele wêreld kon handel dryf, etc., en hoe ver die gerug van Salomo as koning gegaan het. Dink aan die koningin van Skeba, en soveel aan, sy is nie die enigste en nie, soveel ander konings, wat bewus was van Salomo, en die wêreld, as mens dit so kan sê, die bekende wêreld van daai tyd, was totaal bewus van Salomo. In hierdie klein landjie, in hierdie klein stadjie Jerusalem. Dit wys vir ons ook dan eintlik tragies weer eens in Salomo se geval, hoe dit tot in 'n mate nie vir die regte redes gebeur het nie, maar dit was die roeping van Israel. Israel was nooit, Ou Testamentiese volk was nooit bedoel om in Israel op 'n hoopie te sit en dit wat God aan hulle geopenbaar het vir hulle self te hou nie. Hulle was veronderstel om 'n lig vir die nasies te wees, om 'n sout op hierdie wêreld te wees. En dan as hulle dit dan nie doen nie, dan sit God wat ingryp en die beloofde ballingskap bring, en deur daai beloofde ballingskap, en dit is dan ook die gedeeltes onder andere in Esegiel waar mens lees dat die teenwoordigheid van God gaan van die tempel af na waar die volk in ballingskap verstrooid is. En in daardie ballingskap dan forceer God sy ongehoorsame volk, basies, as mens dit so kan sê, ek sal opstaan vir julle. Forceer God basies ter wille van sy naam, dat sy volk nou daar buite in die wêreld is en dat hulle hom moet verkondig. En dit is dan ook wat gebeur, dink maar aan 'n boek soos Ester, né? Daar's 'n groot gedeelte van die Jode wat natuurlik totaal verknog raak aan dit wat hulle daar in die diaspora beleef, en mens sien dit dan ook met die terugkeer, wanneer hulle opgeroep word om terug te keer na die beloofde land, toe dat nie almal keer terug nie. En mens sê daai hele situasie wat daar gebeur, maar hulle word nie vervolg nie. Hulle dra die gevolge van hulle ongehoorsaamheid. Wanneer 'n ander nasie kom om hulle aan te val, dan is dit God wat daai nasie stuur. Nou kan 'n mens 'n bietjie verder gaan dink. Goed,
Wat is Moses se argument byvoorbeeld wanneer die Here sê hy gaan nie die volk vernietig, hy gaan Israel vernietig daar in Eksodus. Dan sê Moses, terwille van die eer van u naam, terwille van die nasies wat kyk, terwille van die wêreld se bewustheid van wat hier aangaan, terwille van die eer van u naam, moenie dit doen nie. Tree liewers op so 'n manier op dat u naam geëer en geheilig word. Volg julle my sover. So dit is op die einde van die dag dan ook wat God soek vir homself. Sy naam moet verheerlik word. Is dit tog nie waarvoor die skepping is nie? Is dit nie waarvoor die mens geskape is as 'n na die beeld en in die beeld van God geskapen wese nie? So dan sê Moses terwille van die eer van u naam. Nou kan 'n mens gaan dink nou met wat ek laas gesê het met Satan wat in die hemel tot die hemel toegang het, tot God se troon toegang het en hierdie konstante gekla en gesaanik van die Satan, hierdie aanklaarry van Satan in die hemel. Was natuurlik in die Ou Testamentiese tyd dan absoluut gefokus op kyk wat doen die volk, kyk wat doen u kinders, kyk wat doen en dit sou begin het van die begin af. Kyk wat doen hulle, kyk wat doen die volk. En ja, kyk wat doen die volk. En wat het God vir hulle gesê gaan gebeur? As julle dit doen, julle gaan in ballingskap gaan. So dan sal die mense gaan sê, saam met dan die aanklag van Satan, sou mense kan sê dat God dan ook doen wat hy sê. So daar sal 'n aanklag teen die volk van God wees, kyk wat doen hulle. Hulle is nie besig om as Israel, as volk te doen wat hulle moet doen nie. Maar dan ook, hulle moet in ballingskap gaan, en dit is wat God gesê het, hy aan sy volk gaan doen, as hulle dit doen. Nou kan 'n mens dink ook, in die geval van Ou Testamentiese Israel, wat sê die Here self vir sy volk? Hy sê, julle doen erger dinge as wat die heidene nasies doen. Julle doen erger dinge as die nasies wat ek voor julle uitverdryf het. Julle is erger. So as hulle dan erger is, wat moet gebeur? Dit wat God gesê het gaan gebeur, hulle gaan in ballingskap gaan, daai verskriklike hoofstukke in Deuteronomium, vrouens gaan hulle eie babetjies eet, etc. Al daai verskriklike dinge wat daar so aangekondig word. En dan gebeur dit, so dis nie vervolging nie. Dit het my vanoggend so tussen die oë getref. Ou Testamentiese kerk word nie vervolg nie. Okay. Nou kan 'n mens gaan sê, ja, goed, nou in die situasie van die ballingskap sou 'n mens kon sê, weer eens Ester, ja, daar is 'n mate van vervolging dan teen die volk in ballingskap, dit is so. Okay, maar dis 'n ander situasie. Maar dit wat met die volk daar gebeur in die land, die gevolge van hulle optrede, is nie vervolging nie, dis God wat optree. Die volk Israel was in 'n posisie waar geen vyand op aarde hulle kon oorwin nie. Niemand was in staat om die volk Israel te oorwin nie. As hulle op God vertrou het, sou hulle enige vyand kon oorwin, sonder perde, sonder strydwaans, sonder enigiets. Want God het saam met hulle geveg. God was aan hulle kant. Dink maar aan hoeveel veldslaan, hè, wat totaal bo-natuurlik gewen is deur die Ou Testamentiese volk, deur die kerk. Hulle het nie hulle eie krag nodig gehad nie. So daar's geen bedreiging, geen volk, geen vyand hier op aarde wat die volk kan aantas nie, tensy hulle God verlaat. En dan dink mens aan daai gesegde, your own worst enemy, né? So deur God te verlaat het Israel hulle eie worst enemy geword. Want toe moet hulle op hulle eie krag begin staat maak. En wat nog saam met dit? Daai dwaasheid en blindheid wat gaan saam met as jy God verlaat, is dat jy in daai Godverlatenheid en in daai eie wysheid, dat jy op 'n punt kom waar jy dink dit gaan actually goed met jou. Ons almal is skuldig daaraan. Dat ons in alles behalwe ideale situasies beland, deur ons eie toedoen en ons eie sonde. En op een of ander manier oortuig ons onsself, hierdie is 'n goeie plek om te wees. This is life. Hierdie is waar ek wil wees en hierdie is waar ek moet wees.
En eintlik gaan dit regtig sleg met jou. En baie keer eers na die tyd as jy terugkyk, kom jy agter soos daai was my eie te doen. Ek het gedink dit gaan regtig goed met my en dit het sleg gegaan met my. Goed, wel ek kan persoonlik getuig van sulke situasies wat al in my lewe afgespeel het. Nou, moet mense nou daaraan dink, so nou Satan het nou toegang tot die hemel. Ou Testamentiese kerk het 'n baie spesifieke roeping met 'n baie spesifieke plek, etc, etc, etc. So tot in 'n mate is die volk Israel se grootste gevaar vir hulle aardse bestaan is God self. Want daar's geen vyand wat hulle, soos ek gesê het, wat hulle kan oorwin nie. Hulle het roeping, hulle het plek, God is aan hulle kant, hulle kan enige vyand oorwin. Hulle het alles wat hulle nodig het. Oortree hulle dit, dan gaan God teen hulle optree. Nou sien mense in die Nuwe Testamentiese kerk met Satan wat uit die hemel gewerk word, sien mense amper hoe die dinge bietjie omdraai. Want wat staan nou hierso in vers 11, so hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Goed, so oorwinning is in Christus, dit bly dieselfde, jy kan nie uit jou eie oorwin nie, deur die woord van hulle getuienis. So wat doen jy as jy 'n navolger is, een wat verlos is deur die bloed van die lam? Jy verkondig die woord van die lam, die evangelie. Goed, die woord van hulle getuienis, en dit is dan vir Ou Testamenties en Nuwe Testamentiese kerk geldig. Hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. So wat is dan nog 'n kenmerk van 'n wedergebore kind van God? Is jy lewe. Jou liggaam kan sterf, maar jy lewe. Dis hoekom dit ook so belangrik is dat ons net daai besef het, soos wat so mooi in die belydenisskrifte, veral in die Heidelbergse katekismes beskryf word, dat jou siel gaan nie vir 'n oomblik dood nie. Kyk, vir die van julle vir wie ek dit nog nie gesê het nie. As jy dood gaan, jou siel gaan nie vir 'n oomblik dood nie. Ja, die oomblik wat jy in die lewe gekom het, is jy 'n lewende siel, soos in Genesis 2 vers 7, wanneer God die asem in Adam inblaas, basies my gunsteling vers in die Bybel, dat die skepper God in hierdie klei wat hy gevorm het inblaas, en hy weet, van nou af is ek nooit sonder hierdie wese nie. Ok, hierdie wese gaan vir my baie hartseer en baie dinge veroorsaak, maar ek kies om in die ewige verhouding te wees met hierdie lewende gees. So jou gees gaan nie vir 'n oomblik dood nie. So ons weet ons lewe. So ek kan nou liggaamlik hier dood neerval. My gees gaan nie vir 'n oomblik uitblink nie. Ek wil dit amper sê soos 'n lig wees wat vinnig aan en afskakel nie. Ek gaan heeltyd ek wees. Het jy al ooit so daaraan gedink? Dis baie troosvol. En dan gaan ek na my verlosser toe. So daai besef is 'n besef wat jy slegs kan hê as jy 'n kind van die Here is. As jy verlos is deur die bloed van die lam. So dan word die liggaamlike dood minder van 'n probleem. Want as jy nie glo aan die ware lewe na die dood, of die voortgesette, kom ons sê die voortgesette lewe nadat jou vlees gesterf het. Dit sou eintlik die korrekte manier wees om daarvan te praat. Die voortgesette lewe nadat jou vlees gesterf het, dan word die lewe van jou vlees minder belangrik in die sin van, ek gaan nie regtig dood nie, gaan ek. Ek gaan lewe iewers anders. Ek gaan, as jy dit so kan sê, na die volgende stapie toe. Maar ek bly ek, en ek gaan na die volgende stapie. So hulle het hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. So daai lewe dan spesifiek praat van die liggaamlike vleeslike lewe in kombinasie met die gees, soos wat ons dit tans hier ervaar. Dit wat ek glo, dit wat ek ontvang het, die waarheid van die evangelie, weeg swaarder as my lewe soos wat ek dit nou ken. So, as ek moet sterf vir hierdie waarheid, dan is dit reg dat ek sterf vir hierdie waarheid. Goed. Natuurlik sê mens dan daarmee nie dat jy kan doen wat jy wil met jou liggaam, want hy is nie belangrik nie. Ons liggaam, die bedeling wat ons nou het van liggaam en siel, soos dit hierdie nou, is baie belangrik. Pas jou liggaam op. Al jou galblaas vroeër as later uit. Sulke tipe van goeders, moenie te veel suffer nie. Pas jou liggaam mooi op, as iemand vir jou sê, nou moet jy die ding uithaal, want dit bedreig regtig jou lewe. Luister vir hulle en doen dit. Reg, so, lang storie kort, in daai sin,
is dan, dit is dan die kenmerke van hulle wat oorwin. Okay, so weer eens sien ons hierso is nie een bom of een swaard of enigiets nie. Dit wat ek ook laas gesê het, ons moenie die fout maak om te dink dat hierso van 'n fisiese oorlog doodmaak gepraat word nie. Hoe oorwin ons deur die bloed van die lam, deur die woord van die getuienis en deur bereid te wees om te sterf vir die evangelie, terwyl jy weet dat die sterwe nie werklik sterwe is nie. Goed, daarom, nou kom hier 'n baie belangrike woord, daarom, nou wat daarom? Wees verheug, o hemele en die wat daarin woon. Okay, hoekom moet die hemele en die wat daarin woon verheug wees? Want die laspos is weg. Wees bly, jy gaan nie meer die hele tyd vir die duiwel hoef te luister so terwyl hy sanik en kla. Dis nogal treffend. Nou wees verheug o hemele en die wat daarin bly. Satan is weg uit die hemel uit. Hy het nie meer toegang tot hier nie. Die hemel gaan en weer eens is dit een van hierdie verse wat so half vir my uitdring dat ons baie keer die miskonsepsie het van die hemel, né? Weer eens uit Openbaring en ander plekke, as ek nou sterf en ek gaan hemel toe, dan is alles nog nie perfek en klaar en volmaak nie. Alles is perfek klaar en volmaak wanneer Christus weer kom. Vir die oorwinnende kerk in die hemel en vir die strydende kerk op aarde. Die kerk in die hemel wag vir die wederkoms van Christus. Dis 'n plek van, volgens my, tydverloop, van afwagting, van al hierdie dinge. Ons wag vir waarvoor wag jy in die hemel? Jy wag vir die nuwe liggaam om met jou gees herenig te word op die nuwe hemel en op die nuwe aarde. Sonder weer eens, wat is die laaste stapie dan? Dat die Satan totaal nie meer enigiets met die kerk te doen kan hê. Okay. So in die hemel is dit nou aansienlik beter. Ek gebruik die woord versigtig, maar julle verstaan wat ek sê. So weer eens kan 'n mens sê in die hemel het jy dan daai trappe. So dink daaraan, as die duiwel so in die hemel kon aanslag maak, kon aanklagte bring, soos wat ons hier lees. Maar eintlik is die hemel 'n plek waar jy God wil aanbid en verheerlik, dan is hy mos iets wat dit belemmer, is hy nie? Daar's heeltyd hierdie stem, daar's heeltyd hierdie aanklagte, heeltyd, nou is hy weg. So nou is aanbidding in die hemel sonder daai stem, sonder daai aanklag, sonder daai storie. Maar wat nou? Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. So saam met die hemelvaart van Christus is die neerdaal van die duiwel. En nou is hy's kwaad en hy het min tyd. Waarvoor het hy min tyd? Want hy weet daar kom 'n tyd wat hy geen toegang tot die kerk gaan hê nie. Die duiwel weet hy het min tyd. Hy weet hierdie tyd waarin hy nou is ook 'n bedeling wat gaan verbygaan. Goed, en hy's woedend en nou is hy op die aarde. En hoekom sou hy ook nog kwaad wees? Want al sy aanklagtes het niks bereik nie, het dit. Hy het niks bereik nie. In die hemel het hy niks bereik nie. En dan ongelukkig hier op aarde vir hom, gelukkig vir ons gaan hy op aarde ook niks bereik nie. Want, wat is dit wat die duiwel wil bereik? Hy wil uitverkore kinders uit die hand van God uitruk. Dit is sy prys. Om 'n gelowige dood te maak help hom niks, want daai gees bly lewe en daai gees gaan na Christus toe. Om die kerk te vervolg help hom niks. Om die lewe moeilik te maak op aarde help hom niks. Wat wil hy hê? Hy wil God se kinders uit hulle verlossing uitruk. Dis al wat vir hom die moeite werd is. En hy hou aan probeer, en hy hou aan probeer, en hy hou aan probeer, want hy kan nie anders nie, soos wat ek laas gesê het. Hy single-mindedly gefokus op die pogings, en die pogings, en die pogings, en die pogings. En hy weet hy gaan niks bereik nie, of miskien dink hy kan iets bereik, maar weer eens, hy is woedend, want hy is magteloos. So, dink nou 'n bietjie daaraan,
en dit is ietsie wat nogal sterk in Openbaring uitkom. Baie keer sal ons hoor dat gelowiges praat asof die Satan so magtig is. En asof hy so, die kerk kan dit en dit en dit. Hy kan nie. Hy's magteloos oor waaroor dit regtig gaan. Waaroor dit regtig gaan, is die uitverkore kinders van God. Hy kan nie hulle wat die seël van God ontvang het, se seël wegvat nie. Hy kan ons honger maak, hy kan maak dat ons naak is, hy kan maak dat ons in gevaar is, hy kan maak dat swaarde ons aanval, dink maar aan die einde van Romeine 8, hy kan al daai dinge doen, en hy kry mag om dit te doen, maar hy kan ons nie van die liefde van Christus skei nie, hy kan nie. So ons is veilig. So miskien moet ons net bietjie die goalposte bietjie skuif, en gaan sê, as ek swaar kry, dis goed en reg, en ek gaan heel waarskynlik swaar kry. En as ek siek is, of as ek oorlog beleef, of as ek vervolging beleef, of as ek ekonomiese swaar kry beleef, dis alles goed en wel, wat verwag jy anders, as 'n magtige engel soos die Satan op die aarde, brilliant, boos, kwaad, met volgelinge hier op aarde, absoluut teen die kerk gefokus is, maar hy kan nie jou saligheid vat nie. So ons kan vir hom smile, basies, as jy dit baie plat wil sê. Jy weet dit smile. Wat gaan jy doen? Ja. Dus hij is machtig, maar hij is niet almachtig. God is almachtig. Ja. En ik zeg, God is almachtig. Maar die Satan is machtig en hij gebruikt mensen in de kerk om mensen van die kerk af weg te halen. Ja. Die mag om dit te doen, hij is Ja. machtig. Maar dan weer eens moet 'n mens gaan sê, as jy in die lig van wat is die boek se naam nou? Hebreërs 6. In die lig van Hebreërs 6, né? Daar is mense in die kerk, maar as jy weggevat kan word van die kerk, dan was jy nooit waarlik kerk nie. Okay, so is baie mense in die kerk, en dis kerk weer eens, ek het dit voorheen gesê, is 'n voordelige plek om te wees. As 'n kerk reg funksioneer, is dit een van die beste plekke om te wees. Jy word versorg, mense gee om vir jou, jy samesyn, jy etes, jy alles. Goed, so is baie voordeel daarin. Maar jy kan dan ook, op die einde van die dag, gaan jou manier van doen, jou lewe gaan manifesteer en wys, dat jy nooit waarlik kerk was nie. Wat bedoel ek met kerk? Dat jy nooit waarlik 'n uitverkore kind van God was nie. Ons wolwe in skaapsklere in die kerk, etc. Weer eens, ek gaan nou nie alles wees nie, maar dit is dan waar die ouderling ordentlik moet funksioneer, né? Dit is hoe ons identifiseer. Wie is 'n gevaar vir die kerk? Wie se lewe openbaar in praktyk dat dit wat hulle bely nie in hulle lewe prakties sigbaar is nie. Nou, met dit, ons almal sondig. Dis nie wat ek bedoel nie. Goed, maar ons lees ook in die skrif dat jy hoe langer hoe meer, al hoe meer wys dat jy nie waarlik aan die kerk behoort nie. Nou in die sin van 'n uitverkore kind van God is nie. So daar gaan binne die kerk pogings wees, daar gaan buite die kerk pogings wees. Dis nie nuus nie. Goed, so hy is woedend, hy weet hy het min tyd. So as die duiwel weet dat hy min tyd het, laat ons hom as voorbeeld gebruik en laat ons ook maar onthou dat ons min tyd het, né? Okay. Ons kan by die duiwel ook leer. Die duiwel ken die Here. Die duiwel ken die Here se raad, soos wat dit ook aan ons geopenbaar word, dat Christus weer gaan kom op die wolke van die hemel, dat hy gaan oordeel, en die duiwel weet, sy skuld en sy sonde is die grootste, so hy gaan die swaarste oordeel ontvang. Okay, in die ewigheid, weer eens, ek het dit ook al 'n paar keer gesê hierso, maar ons moenie die fout maak om te dink dat die duiwel 'n koninkie in die hel gaan wees, met sy 3-tand vurk, en dat hy die vure aan die gang gaan hou en al daai goed nie. Hy gaan die swaarste gestraf word.
En daar is, as mense dit so kan sê in die Bybel, word daar ook basies verduidelik, trappe van straf, soos wat daar in die hemel trappe van beloning gaan wees. Nie dat dit enigstens gaan sin maak nie. Gaan saak maak nie. Goed. Reg. Dan, vers 13, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Daar sien 'n mens weer, presies wat oom Ferdi nou gesê het, hy is nie almagtig nie, die draak, dit word so half beskryf as 'n wakker word oomblik. Ewe skielik, as hy die draak so sien hy, ek is op die aarde neergewerp. Hy het nie in sy private jet geklim en self gevlieg, of enigiets soos dit nie, hy is neergewerp. Daar is hard met hom gehandel, kan 'n mens sê uit die hemel, en hy is neergegooi op die aarde. Unceremoniously just thrown. Dit is hoe die taal dit hier beskryf, en dan het hy die oomblik van gewaarwording. Ek is nou op die aarde vas. Wat sê dit van die mag van die Satan? Hy is totaal in God se mag. Hy kan doen wat hy wil en probeer soos hy wil, hy kan nie weer terug in die hemel heen. Hy is eintlik basies 'n gevangene hier op aarde. Soos die volk in die woestyn gevange was binne die grense wat God vir hulle in daai woestyn gestel het, so is die Satan 'n gevangene hier op aarde. Hy is 'n loser wat seermaak. Ek seker almal van ons wat kinders groot gemaak het dit al gesien. Kind dink hy het die situasie onder beheer, kind word uitgevang, kind kry 'n straf, wat is die eerste ding waarvoor jy moet ophou? Check om Miukie, want op wie gaan daai kind dit uithaal, op boetie of sussie? Kyk, want dit gaan my beter laat voel, as ek nou iemand anders seermaak. Kyk, dis maar 'n tipies menslike reaksie, groot mense doen dit ook. Okay. So hy sien hy's neergewerp op die aarde, en dan, wat doen hy? Hy vervolg die vrou wat die seentjie gebaar het, die kerk. Nou, as mens meer spesifiek dan gaan kyk, sal 'n mens dan sien, en die eerste wat ek gepraat het in Openbaring 12, het ek hieroor gepraat, is dat mens kan tot in 'n mate in hierdie narratief kan 'n mens dan 'n onderskeid maak tussen Ou Testamenties en Nuwe Testamentiese kerk, in terme daarvan dat die Ou Testamentiese kerk gee geboorte aan die kind. Okay. En dan, wanneer die kind weggeruk word van die draak af, vers 5, en haar kind is weggeruk na God en sy troon, kan mens sien as 'n hemelvaart, myns insiens, welkom om van my te verskil, en dan Nuwe Testamentiese kerk is dan wat ons nou van gaan lees. Goed, dan vervolg hy die vrou wat die seentjie gebaar het, maar die 2 vlerke van die groot arend is vir die vrou gegee. Hoef nie te veel in dit in te lees nie, so ek kry 2 vlerke van 'n arend, dit word vir haar gegee. So nou sien 'n mens weer eens daai afhanklikheidsbeginsel, soos dat Satan nie kan doen wat hy wil nie, net so mense sou kon sê Satan is afhanklik van God vir elke liewe ding wat hy doen. Hy's 'n skepsel, hy's afhanklik van die Skepper. So is die kerk dan ook afhanklik, en ek is nou besig om deur Handelinge te werk, nog steeds ter voorbereiding vir my Theology of Paul klas wat die Ou Testament ouetjie moet gaan aanbied. So ek is besig om deur Handelinge te lees, maar dit is baie treffend en baie interessant. Weereens as mense in Handelinge gaan lees, ook die vroeë kerk wat primêr eintlik Jode beskryf word en baie Joods sentries is, hoe daar vervolging is. Spesifiek dan op die jong Joodse kerk. Ons dink aan die dood van Stefanus, hoe daar dan net absoluut die hele gemeente spat uitmekaar uit, maar dan weer eens wat gebeur is dan vervulling van die profesie en van wat Christus self voorspel dat die evangelie gaan vanaf Jerusalem na Judea en Samaria versprei en dan na die uiteindes van die wêreld toe. Goed, maar mens sien hierdie vervolging dat die draak absoluut, onthou wat ek vroeër gesê het, daai oomblik na Christus se hemelvaart is 'n patetiese klein groepie mense. En hulle self weet nie presies
voor die hemelvaart, na Christus se kruisiging voor die hemelvaart, weet nie presies self wat gaan nou gebeur nie. Hulle het nog nie heeltemal daai insig nie, hulle wag, hulle bid en hulle wag. So natuurlik gaan die draak dan aanval, né? Dan die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, tyd en tye en halwe tyd. So weer eens, daar word vir haar 'n plek, daar's vir haar 'n plek voorberei. En dis 'n ongewone plek, dis 'n woestyn. So hieruit leer ons dan ook weer eens dat dit wat op die oog af vir ons na die regte plek en die regte manier lyk, is bitter selde die regte plek en die regte manier. Waar moet ons wees geestelik? Ons moet daai Exodus beginsel, ons moet tegnies in die woestyn wees. Hierdie wêreld is 'n woestyn. Ja, jy kan 'n Bugatti of 'n Ferrari ry, of jy kan jou wat ook al hê, of jy kan die mooiste huis hê, of jy kan die grootste, volste bankrekening hê, of jy kan goudstawe onder jou matras wegsteek, wie weet. Maar dit alles bly basies 'n woestyn. Daar is vir ons hier niks nie. Niks anders as om die waarheid te verkondig. So baie keer moet mense gaan kyk wat van hierdie dinge is tot in 'n mate 'n belemmering, né? En ons is natuurlik ook dankbaar vir wat die Here vir ons gee, maar ek dink julle verstaan die beginsel wat ek sê. So hier word die vrou na 'n woestyn toegelei wat tot in 'n mate die teenoorgestelde is van die tuin van Eden, né? Nie tot in 'n mate nie, totaal die teenoorgestelde is van die tuin van Eden. Waar die kerk begin, in die tuin van Eden. Wat is die ideale plek vir die kerk? Die tuin van Eden. Wat is die lyn? En ons gaan dit aan die einde van Openbaring lekker lyne deurtrek. Ek's baie opgewonde. Op die einde van die dag, die nuwe hemel en die nuwe aarde is basies die tuin in Eden wat die hele wêreld word, soos wat dit oorspronklik sou moes gewees het. Dit is tipies die plek van aanbidding. Maar binne daardie woestyn het ons 'n tuin van Eden, het ons nie. Wat is dit? Dit is ons Here Jesus Christus. So in 'n woestyn wêreld, as jy Christus het, weer die evangelie van Johannes wat ek nou saam met my klas deurlees, so treffend hoeveel keer daar gesê word, Christus is die lewende water. As jy van Christus drink, gaan jy nooit weer dors hê nie. Ja, jy kan wens jy het hierdie ding in jou hand gehad, want jy het 4 dae nog nie water gehad en jy is in die woestyn en jy is in die son. Maar as jy Christus het, is jy nie dors nie. Jou liggaam is dalk dors, maar jy is nie dors nie. Daai teenstrydigheid, né? Dat waar die wêreld, ons is in 'n Exodus in hierdie wêreld, daar's niks in hierdie wêreld wat vir ons eintlik tot van waarde is nie. Ons kan niks saamvat nie, maar wat is die ware rykdom? Is om Christus te hê. Lewende water, lewende brood, die ware wingerdstok. Dis baie interessant as mens kyk na hoe Christus homself beskryf, hoeveel ook parallelle daar eintlik met tuin van Eden motiewe is. Hy, selfs al is ons in die woestyn, hy is ons tuin van Eden. Totdat ons dan met sy wederkoms ontvangers word van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Goed, in die woestyn, en dan word sy uit die gesig van die slang onderhou, 'n tyd en 'n tye en 'n halwe tyd. Goed, nou, sy word onderhou. Weereens, sy onderhou nie haarself nie. Okay, hoe gereeld in ons goed gevestigde ekonomies effens vooruitstrewende gereformeerde kringe praat ons tog maar nie asof dit ons is wat die kerk aan die gang hou nie. Asof dit nou my bydrae is en my dit en my dat en ons hou die kerk aan die gang, dis nonsens. Okay. God onderhou sy kerk. God het nie 'n sent van een van ons af nodig nie. Hy het niks van ons af nodig nie. Hoekom soek God iets van ons af? Want daarmee wys ons vir hom ons hart. Hy soek nie offers nie. Agter die offers is 'n hart. Hy wil weet hoe is jou hart. Goed, so daar word sy onderhou.
En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. Daar is nou weer baie interessante motiewe wat hier na vore kom, en dit is daai hele idee dat die ou naaper, Satan, is 'n naaper. So, wat lees ons? Wat leer ons? Christus is die stroom van lewende water. En met die nuwe Jerusalem gaan ons sien, en mens lees dit in Esegiel ook, die stroompie water wat uit die tempel, wat uit die allerheiligste uitvloei. Dis God se motief daai. Nou wat probeer die slang nou doen? Hy probeer met 'n stroom water die kerk vernietig. Wat verteenwoordig hierdie water? Hierdie water, as mens gaan lees, Esegiel en Nuwe Tempel en alles, dis die genesing van die nasies. Dit is waardeur ons nooit weer dors hoef te kry nie. Dit is die waarheid, dis die evangelie. Weereens kom mens op gedagtes, op woordevlak, kom mens by die waarheid uit. Ons word deur die waarheid, word ons gedra, en dit word deur water verteenwoordig. Daar's baie meer wat mens oor hierdie stroompie in die water kan sê, maar punt hierso is, hy aap na. So wat sal sy water dan wees? Weereens natuurlik praat ons hier nie van fisiese water nie, maar dit gaan alternatiewe waarheid wees, alternatiewe genesing, alternatiewe wat ook al. Vat die evangelie, vat God se verkondiging, die teenoorgestelde. Absoluut die teenoorgestelde. So dit is dan, dis nie om hierso fisies te probeer verdrink nie, die alles gaan weer eens soos ons oorspronklik gesê het, oor gedagtes en idees. Kyk, soos 'n rivierwater agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. Wegvoer. Nie dood te maak nie, wegvoer. Waar is sy? Sy is op die plek wat God vir haar voorberei het. Hier kom, en die plek, daar waar in die woestyn, het sy toegang tot strome lewende water, sonder om in 'n plek van water te wees. Nou wat wil die slang doen? Hy gee 'n alternatiewe stroom water, en hy wil haar wegvoer van daai plek af. Verleiding, die ou metode van die slang, die ou metode van Satan. Hy wil haar wegvoer van die plek wat God vir haar voorberei het. Hy wil met alternatiewe waarheid en alternatiewe feite, wil hy die vrou wegvoer, en dan deur die rivier, en dan kom die aarde die vrou te hulp, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Die vrou is onaantastbaar. En dis wat ek oorspronklik gesê het, hierso kry mens dan daai motief, dat die hele skepping eintlik meewerk, ter wille van die vrou. Ek moes baie lank en hard dink hieroor, voordat ons die laaste vers doen. In die sin, kyk julle, diesel is duur, maar diesel is baie duur, is baie erg vir my, en dit bekommer my, as hulle in die nuus begin sê, die regering gaan ons help, voordat hulle sê hoeveel dit duurder gaan word. Dan is jy so half soos ooggans, wat gaan nou hier gebeur? En mens sien dit as jy inkopies doen, jy sien dit oral waar jy gaan, alles wat jy doen, sien jy, hierdie oorlog in die Midde-Ooste, vir die spesifiek op daai area van die Midde-Ooste, is rof, né? So wat is my eerste reaksie? Soos, kan hierdie oorlog net ophou, dat ek minder vir diesel betaal? Kan die skepies net weer vaar, en kan ons nou net almal net kalm raak, ek wil nie so baie vir diesel betaal nie. En toe moes ek myself gaan ondersoek, en toe sê ek is besig om soos 'n sot te dink. Ek is besig om soos 'n dwaas op te tree. Mag dinge in die Midde-Ooste so afspeel, dat die sataniese mag van die ryk van die Islam gebreek word, dat daar vrede kan wees ter wille van die kerk, en dat die kerk ongekende voorspoed in daai omgewing kan beleef. En as ek dan R80 'n liter vir diesel moet betaal, en dis deel van die Here se plan om sy kerk daarso vrede te gee,
en vooruitgang van sy kerk te beteken, dan moet dit maar so wees. Nee, ek moes myself regtig gaan ondersoek dat ek is soos, ek was op my eie gemak gefokus. Ek wil nie so baie vir diesel betaal nie. Kan dinge net teruggaan na wat dit was. Okay, maar wat was dit? Onderdrukking van Christene. Nie geloofsvryheid nie. 'n Kerk wat nie vrede ervaar nie, wat nie kan bestaan nie, wat nie vooruit kan gaan nie. 'n Kerk in vervolging. En dan praat ons van United Arab Emirates, al daai lande, mag iets gebeur, of dit nou hierdie is of iets anders, maar mag daar asseblief iets gebeur, dat die evangelie vrylik daar verkondig kan word. Okay, dit is hoe ons moet dink. Daai lande is al vir dekades in 'n wurggreep van vervolging. Wat wil ons hê? Ons wil hê dat die mense kan vrede ervaar, soos ons, om in vryheid kerk toe te gaan. So, die kerk is veilig, maar ideaal, wat wil ons sê, waarvoor bid ons vrede ter wille van die kerk? Ons wil nie hê Suid-Afrika moet uit mekaar uitval nie. Nie sodat ek minder bande en potholes verloor nie, maar sodat die kerk van krag tot krag kan gaan. Nie sodat ek minder load shedding het nie, maar sodat die kerk van krag tot krag kan gaan. Goed, dit is 'n incomplete thought, ek werk nog aan. Maar ek dink julle sien die rigting waarna ek dink. Ja. Wat is vir ons belangrik, terwyl ons in die woestyn van hierdie wêreld is? Wat se stroom is besig om ons mee te sleer? Die stroom van lewende water van die Messias en sy evangelie, of is ons besig om weggespoel te word deur die rivier wat uit die draak se mond uitkom? Waar is ons? Maar dan gelukkig kom die aarde hierso dan simbolies die kerk te hulp. So mag die kerk in die Midde-Ooste ook te hulp gekom word. Goed, en dan is die kerk onaantastbaar. En die draak was vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou, hierdie laaste gedeelte is vir my baie moeilik om uit te maak. Praat dit net van die kerk, die post-hemelvaart Joodse kerk, dat mens dan op die punt kom waar jy sê, goed, wanneer die aanval op daardie kerk nie werk nie, soos mense in Handelinge lees, die vervolging van die vroeë kerk, wanneer dit nie werk nie, dan gaan val hy dan ook die aan wat deur Paulus se sendingwerk tot geloof kom. Dit wil vir my so lyk. So dit wat ek voor hierdie gesê het, is beginsels. Goed, en daai beginsels kan mens deurtrek. Maar dan as mens na spesifiek hierso gaan kyk, dan sal 'n mens kan sê, die draak val eers die jong kerk in Jerusalem aan en in die omtrekke aan, soos mense in Handelinge lees. En dan wanneer dit nie werk nie, dan gaan hy basies daar waar Paulus gaan en die werk van Paulus vorder en die kerk groei, dan gaan val hy daaraan. Maar dan sal 'n mens weer kan sê, dieselfde beginsels bly geld. Want daai kerk word dan ook in die woestyn bewaar deur God en word dan ook aangeval. So mense kan sê dis half 'n sikliese ding wat net aanhou en aanhou en aanhou. En dit gaan op verskillende maniere manifesteer. Waaroor dit dan op die einde van die dag werklik gaan, is die Satan weet, hy het min tyd, hy is kwaad, hy is single-mindedly gerig daarop om te doen wat hy nou moet doen as gevalle aardsengel, as mens dit so kan sê. Dit is om die werk van God ongedaan te probeer maak, maar hy weet klaar, hy kan nie. Goed. Gaan beter in die hemel sonder Satan daar, gaan slegter op die aarde met Satan hierso. Wat vir myns insiens die Ou Testamentiese kerk die oordeel van God gevoel en ervaar het, gaan dit nou beter in die hemel, want die aanklaer het nie meer toegang tot die hemel nie.
uit afval niks om mee daar te doen nie, want Christus sit daar en sy bloed het die kerk vrygekoop, so daar's geen aanklag meer teen die kerk nie, en dan gaan dit slegter hier op aarde, want daar's vervolging teen die kerk. Onophoudelik. Selfs al is die kerk gehoorsaam, selfs al doen die kerk presies wat die Here van haar verwag, gaan daar vervolging wees juis teen daai kerk. Waar in die Ou Testament, as die Ou Testamentiese kerk gedoen het, presies wat die Here van haar verwag, sou daar slegs oorwinning op oorwinning op oorwinning op oorwinning gewees het. OK. Goed. Kan ek iets vinnig vra? Ja, natuurlik. Vers 16, 15 en 16, die slang het uit sy bek water gevoer. Volgende vers, die aarde het sy mond oopgemaak. Ja. En daar water aangesluit. Wat stel die aarde hier voor en hoe was dit mondwisserbek? Mondwisserbek sal ek nie 'n idee hê nie. Dit sal jy waarskynlik net in 'n app met die oorspronklike Grieks kan gaan kyk of dit eintlik werklik 'n verskillende woord is. Dit kan wees dat in die oorspronklike taal dit nie is nie. As dit 'n verskillende woord is, sou my logiese afleiding gewees het dat die sataniese, die draak, die slang is lelik en die aarde is goed. Boos en goed. En so ek dink dit sal die logiese afleiding wees. En dan in terme van die aarde, toe ek begin het met hoofstuk 12, dankie vir die vraag, want ek dink dit is belangrik dat ek dan ook net dit mooi afsluit met dit. Het ek gesê, mens sal die hele kosmos se werking kan sien in hierdie verlossingsdaad, in hierdie afspeel van die uitloop van die evangelie. Goed, so die skepping het van die begin af 'n rol daarin om God se kinders te bemagtig om God te dien. So die bome in die tuin van Eden. Staan kos te gee. Hulle moes nie werk vir die kos nie. Daar's volop kos, maar hulle het 'n opdrag om te vervul. Dis nog steeds so. Nie een van ons het die kos wat ons vandag eet verdien nie. God gee dit vir ons. Ja, dit gaan deur 'n stelsel, ekonomiese stelsel en ons het koopkrag en ons het 'n ekonomie en al uit van goed. Maar dis nie asof ons dit verdien nie. Niemand verdien kos nie. Ons vra kos van God en hy gee vir ons kos. Waarvoor gee hy vir ons kos? Sodat ons roeping kan vervul. Waarvoor tree seisoene, dae en jare en maande en seisoene in die skepping in, sodat ons 'n kalender kan hê. As God sê dien my op daai tyd, dan het ons goed in die lig wat vir ons wys wanneer is daai tyd. Alles in die skepping is daarop gerig dat ons oorspronklike bestaansdoel kan vervul. Ons as mense, hoekom moet daar so baie plannetjies gemaak word vir die hipotetiese moontlikheid van ons wat op Mars gaan woon? Mars is nie die plek waar ons moet wees om God te aanbid nie. Dis nie 'n plek wat die mense bestaan ondersteun nie. Mars is nie gemaak vir ons om daar te wees nie. Die aarde waarop ons nou is gemaak om ons in die lewe wat God ons gee te ondersteun, sodat ons in die lewe wat God ons gee, deur die aarde ondersteun, ons roeping kan vervul om God te verheerlik hier op aarde. So deur die skrif sien 'n mens baie keer dat daar 'n tipe van 'n bewustheid wat aan die aarde gekoppel word. Nou praat ons nie van Gaia of so nie. Maar die skepping het ook 'n opdrag van God af. Bring kos voort, gee vir die mens kos. Nou na die sondeval, nou moet ons met die grond stoei om kos uit die grond uit te kry. Nou ervaar diere pyn en lyding as gevolg van die mense oorspronklike sonde. Die skepping roep met reikhalsende of wag met reikhalsende verlanging vir die wederkoms van Christus. Hoekom? Want hierdie skepping word nuut gemaak. Hierdie skepping wil wees wat dit oorspronklik moes gewees het. Soos dat ons vir die wederkoms wag, is jou hond, jou hoender, die papegaai in sy hok,
die pad daar langs die stroompie, alles is besig om te wag. Saam met die feit dat hulle verkondig die Here aan ons. So dan op daai manier interpreteer ek hierdie dat die skepping is gebroken, maar die skepping funksioneer nog steeds, die aarde. Die kosmos, volgens waarvoor God het geskep het. So as iets die kerk wil aanval, dan tree die skepping ook op tot in 'n mate. Alles word deur Christus regeer en dan werk die Gees van God ook. Gees is die lewegewende Gees. So as nuwe bloeisels in die lente uitkom, dis die Gees van God wat in daai plante werk. Staan ook so in die Psalms. So wat ek probeer sê is, ons staan nie alleen as kerk nie. Die skepping is vir ons. Die engele dien ons, die nie gevalle engele. Selfs die Satan is in diens van die kerk, al val hy die kerk aan. Alles werk ten goeie mee vir die kerk van God, ook die skepping. Okay. En dis baie interessant, ons laaste ding julle, dis baie interessant, ons het baie kritiek byvoorbeeld, op baie sisteme en baie idees. En ons kan baie dinge byvoorbeeld sê oor menseregte, hoe sleg die hele idee van menseregte en al die goed is. Dis onbybels, ja, ek stem saam. Alhoewel 'n mens vind 'n mate van reg in die Bybel. Okay. Maar dit word losgemaak van menseregte. Ons kan ook nie sê dat daar geen regte aan die mens toegeken word nie. God ken regte aan die mens toe. Ek is geregtig daarop om nie deur my medemens doodgemaak te word nie. En as my medemens my doodmaak, dan sal God dit wreek. Maar voordat ek nou te veel in menseregte ingaan, so ons het baie kritiek op al sulke dinge en alles. Ja, ek stem saam. Ons kan sê dis onbybels en alles, maar aan die ander kant, hoeveel genade is daar nie in dit nie? Dat eie ek gesentreerde, self moreel bepalende, in sonde gevalle mense, wat teen God en alles wat hy aan ons openbaar en alles wat en wie hy is, gekant is, nog steeds na ordelike sisteme soek, terwyl dit totaal indruis teen dit wat hulle as hulle realiteit aanskou. Het jy al daaraan gedink? Wat 'n rede het 'n heiden om 'n regering te maak? Wat 'n rede het 'n heiden om wette te skryf wat sê jy mag nie ander mense doodmaak nie? Wat 'n rede het hy? Niks. Geen rede. En dan kom sulke mense bymekaar en hulle kom tot 'n mate van konsensus. Why? Dis God se genade teenoor sy kerk. Dat ons kan funksioneer in 'n samelewing waar daar nog steeds 'n mate van wet en orde gebeur. Want anders sou dit hel op aarde gewees het, letterlik. As God die boosheid van die mensdom sonder enige inperking los sou laat, dan sal ons sien wat moeilikheid is. Goed, nou ons gereformeerdes, laaste punt, meeste gereformeerdes van ons wat hier sit, glo nie in 'n algemene genade nie, of ondersteun nie die idee nie. God is nie genadig teenoor ongelowiges nie. Hy maak hulle bekers van ongeregtigheid vol vir hulle uiteindelike oordeel. God is genadig deur ongelowiges ter wille van sy kerk. God laat nie die Satan en die ongelowige wêreld doen net wat hulle wil nie, want anders sou die kerk nie kon bestaan nie. Gaan dink 'n bietjie daaroor. So ek dink dit is dan tot in 'n mate die water of die aarde wat oopgaan en daai water opsluk. Okay. Lang verduideliking. En ek dink nie ek het heeltemal gesê wat ek wou sê nie, maar in elk geval, almal tevrede? Dis baie ryk, né?
Goed, so dan kan ek met vreugde en blydskap sê, en tog 'n bietjie hartseer, dat ons gaan aanbeweeg DV na Openbaring 13 toe. Okay. Mag dit effens meer effektief verloop as wat hierdie verloop het. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons mag weet dat U alle dinge ter wille van U kerk ten goeie laat meewerk. Dankie dat ons mag weet dat ons veilig is, dat ons geborge is by U, dat U ewig raad ook van so 'n aard is dat dit ter wille van ons U kerk gebeur, ter wille van die eer van U naam. Baie dankie dat ons mag weet dat ons 'n koning het wat oor alle dinge regeer met 'n eysterstaf. Dat niks uit sy baan en uit sy pad uit kan gaan nie. Dat alles gebeur soos wat dit moet gebeur. Gee dat ons in blydskap en dankbaarheid sal doen wat ons moet doen. Dat ons ook nie bang sal wees vir dinge waarvoor ons nie bang hoef te wees nie. Dat ons nie verskrik deur die lewe en deur die wêreld sal gaan nie. Dat ons sal weet dat daar wel verskriklike dinge met ons kan gebeur, maar dat ons nie bang hoef te wees nie. Dat ons kan weet dat ons Here Jesus Christus ook alles so regeer en bestuur, dat ons nie verlore sal gaan nie, dat ons ontvangers van U Gees mag wees, en dat niemand U Gees van ons kan wegneem nie. Gee dat ons ook so sal lewe, dat ons sal besef dat ons in volle afhanklikheid van U Gees lewe, dat ons ook in gebed ywerig sal vra vir die volheid van U Gees om in ons te wees. Ons vra U dan ook, gee dat ons gees vervul sal wees, dat ons ook waarlik krag sal ontvang om dit te doen wat ons nie uit eie krag kan doen nie. En ons vra U dat U sal gee dat daar baie tot geloof sal kom. Ons bid vir die kerk wat in vervolging is. Wees haar naby, wees met almal wat bitter swaar kry en baie moeite het. Gee dat ons altyd ook U koninkryk eerste sal stel en nie ons eie gemaak nie. Ons vra en bid al hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Dankie julle.